Môre, dis Woensdag die 15de Julie en ek hoop jy is gereed om vanoggend saam met my in die spieël van God se woord te kyk. Selfs al ontbloot dit vandag waarhede wat diep in ons harte lê. Gister het ons gesien hoe Josef sy broers die eerste keer in Egipte ontmoet. Hy het hulle hard aangespreek. Hy het hulle daarvan beskuldig dat hulle spioene is. En toe het hy hulle 3 dae lank in die gevangenis laat sit. Dit het dalk 'n bietjie hard gelyk, maar dit was nie wreedheid nie, dit was genade. Dit was die Heilige Gees se ploeg wat die harde grond van hulle harte begin oopbreek het. Maar vandag is dit 3 dae verby. Josef laat hulle uit die tronk kom en hy gee hulle 'n keuse. En toe, na meer as 20 jaar, gebeur iets. Hulle gewete begin praat. Die sonde wat hulle jare lank probeer begrawe het, kom skielik weer na bo. Nou ons gaan vandag aan uit Genesis 42 vanaf vers 18 tot 28 en ek wil jou aanmoedig om later vandag die hele gedeelte rustig deur te lees. Die titel van vandag se dagstukkie is Die trane van die redder. Nou dink 'n oomblik hieroor. Is daar iets in jou verlede wat jy liewer wil vergeet? 'n Sonde, 'n fout, 'n besluit, iets wat jy onder die mat wil probeer wegsteek hou na al die jare. Onthou, God laat nie sy kinders met onbeleide sonde saamleef nie. Hy sal jou omstandighede skud, totdat jou gewete begin praat. En wanneer daardie dag aanbreek, wanneer die pyn van oortuiging jou tref, weet dan, die hart van jou redder is nie koud nie. Hy verbly hom nie oor jou pyn nie. Hy huil oor jou. Vandag gaan ons sien dat die een wat die oordeel uitspreek, dieselfde een is wie se oë vol trane is oor die mens wat hy liefhet. Kom ons begin in vers 18 tot 21. En op die 3de dag sê Josef hulle, doen dit, dan sal julle lewe. Ek vrees God. As julle eerlike mense is, laat een van julle broers gevange bly in die huis waar julle in bewaring is. Maar gaan julle, bring die koring vir die honger van julle huisgesinne weg, en bring julle jongste broer na my toe. Dan sal julle woorde waargemaak word, en julle sal nie sterwe nie, en hulle het so gedoen. Toe sê hulle vir mekaar, voorwaar, ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het toe hy ons gesmeek het, en ons nie geluister het nie. Daarom kom hierdie benoudheid oor ons. En dan vers 23 en 24. En hulle het nie geweet dat Josef dit verstaan nie, want daar was 'n tolk tussen hulle. Toe draai hy hom van hulle af weg en ween. Daarna het hy na hulle teruggegaan en met hulle gespreek, en hy het Simeon onder hulle uitgeneem en hom voor hulle oë gebind. Kan jy die spanning van daardie oomblik indink? Die broer staan voor die tweede magtigste man in Egipte. Net Farao was magtiger as hy. Hulle dink hy's 'n vreemdeling. Hulle weet nie hy verstaan elke woord wat hulle sê nie, want hy praat deur 'n tolk. En toe breek 20 jare se stilte oop. 20 jaar se ontkenning. 20 jaar se skuld. Hulle sê nie, hierdie heerser behandel ons onregverdig. Nee, hulle kyk nie na Josef nie. Hulle kyk na hulle self en hulle sê, waarlik, ons is skuldig. Vir die eerste keer hoor ons hoe hulle erken wat hulle aan Josef gedoen het. Hulle onthou sy angs, hulle onthou sy geroep uit die put. Hulle onthou hoe hulle nie geluister het nie. En nou besef hulle, God het hulle ingehaal. Dis hier waar ons mooi moet luister. Jou gewete is een van die grootste gawes wat God vir jou gegee het. Dit is soos sy stemwagter in jou hart. Jy kan dit stil maak. Jy kan dit probeer ignoreer. Jy kan dit selfs vir jare lank toesmeer, maar jy kan dit nooit vernietig nie. Kyk na hierdie broers. Meer as 20 jaar het verbygegaan. Hulle het getrou, kinders gekry, met hulle lewe aangegaan. Miskien het hulle gedink, dis alles agter ons. Maar dit was nie. Daardie dag in die put, Josef se smeekstem, sy trane, dit het nooit verdwyn nie. Dit het net in stilte gewag. En toe God besluit die tyd is reg, het hy die omstandighede gebruik om hulle gewete wakker te maak. Nie omdat hy hulle wou vernietig nie, maar omdat hy hulle wou herstel. Miskien doen God vandag dieselfde met jou.
Dalk is daar iets waaroor jou gewete al lankal met jou praat. 'n Sonde, 'n bitterheid, 'n leuen, 'n verhouding wat reggemaak moet word. Iets wat jy diep weggeberg het. Moenie wegvlug nie. Moenie jou hart weer hard maak nie. Wanneer die Heilige Gees jou oortuig van sonde, is dit nie 'n teken dat God jou verwerp het nie. Dis juis 'n teken dat hy jou liefhet. Die grootste oordeel is nie wanneer God met jou praat nie. Die grootste oordeel is wanneer hy ophou praat. Wanneer hy jou aan jouself oorlaat. Maar solank jou gewete nog reageer, solank sy woord jou nog aanspreek, solank jy nog bedroef is oor jou sonde, is sy genade nog besig om met jou te werk. En nou kom ons by die mooiste deel van hierdie geskiedenis. Die broers weet nie wie voor hulle staan nie. Hulle dink hulle staan voor 'n harde Egiptiese heerser, maar hulle staan voor hulle eie broer, die een teen wie hulle gesondig het. Is dit nie presies hoe met ons ook is nie? Die wet staan voor ons en wys ons sonde uit. Dit laat ons sidder, dit maak ons bewus van ons skuld, maar die wet is nie einde van die verhaal nie. Wanneer ons na die kruis kyk, sien ons iets wonderliks. Die regter is ook ons redder. Hy wat die oordeel uitspreek, is dieselfde een wat die straf in ons plek gedra het. Dink aan die Here Jesus. Toe hy Jerusalem sien, het hy geween. Toe hy by Lazarus se graf gestaan het, het hy geween. En toe hy Golgotha opgegaan het, het hy nie vir sy eie sonde gesterf nie. Hy het vir myne gesterf en vir joune. Kyk ook wat gebeur toe die broers huis toe gaan. Hulle maak hulle sakke oop en daar lê hulle geld. Alles is teruggegee. Hulle verstaan dit nie. Hulle raak bang. Hulle dink, wat doen God nou aan ons? Want hulle verstaan nog nie genade nie. En is ons nie dikwels maar dieselfde nie? Ons dink ons moet God se guns verdien. Ons moet eers beter leef, meer bid, meer probeer, meer doen. Maar die evangelie sê iets heeltemal anders te vir ons. Jesus Christus het reeds alles betaal, volledig, volmaak, vir altyd. Vergifnis word nie gekoop nie, dit word ontvang. Genade word nie verdien nie, dit word gegee. Daarom, as jou gewete jou vandag aankla, moenie van Jesus af wegvlug nie. Hardloop na hom toe. Die hande wat vir jou deurboor is, sal jou nie wegstoot nie. En die oë wat oor Jerusalem geween het, kyk vandag nog met dieselfde ontferming na elke sondaar wat na hom toe kom. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dankie dat U ons nie aan onsself oorlaat nie. Here, dankie dat U ons gewetens wakker maak, wanneer ons van U af wegdwaal. Here, dankie dat U ons lief genoeg het om ons tereg te wys, eerder as om ons in sonde te laat voortleef. Here, ons bely vandag voor U, ons is skuldig, ons het dikwels geweet wat reg is, maar tog ons eie pad gekies. Vergewe ons, Here. Dankie vir die trane van die Here Jesus. Dankie dat hy nie net ons regter is nie, maar ook ons verlosser. Dankie dat hy ons sonde op homself geneem het. Dankie dat sy liefde groter is as ons grootste skuld. Was ons skoon deur die kosbare bloed van die Here Jesus Christus. Geef vir ons 'n sagte hart, 'n gehoorsame hart en 'n hart wat U elke dag meer liefhet. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Wanneer God jou gewete aanspreek, is dit nie omdat hy jou wil wegstoot nie. Dis omdat hy jou nader trek. Moenie bang wees vir sy tug nie, want agter sy tug klop die hart van 'n liefdevolle Vader. Hardloop na Jesus toe. By hom is daar vergifnis. By hom is daar genade. En by hom is daar 'n nuwe begin. En wanneer jy vandag iemand ontmoet
wat onder die las van skuld gebuk gaan. Wys hom nie eerste op sy sonde nie. Wys hom op die Redder wat oor ons sondaars huil. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.